Welkom by hierdie uitsending van Jesus Christus bevry jou siel. Dit is die tweede program rondom die idee van doopgehoorsaam, obedience to be baptized. En ek wil vir u dankie sê dat u aangeskakel het by Kruiskyk. En ook baie dankie sê vir die ondersteuning, u gebedsondersteuning. En dan wil ek u ook herinner, hier onder op die skerm sal die bankbesonderhede verskyn vir die Absa rekening, waarmee ek hierdie Kruiskyk rekening betaal. Baie dankie vir u ondersteuning en dat u ook 'n bydrae sal maak. Ons bid saam. Ek wil onmiddellik in die diepkant van hierdie boodskap inklim. Dis baie belangrik. Dis een van daardie noodsaaklikhede wat 'n deel vorm van hoe ons gered kan word. Ons bid saam. Vader in die hemel, aan u kom al lofprys en aanbidding. Dankie my God vir u onfeilbare woord, die akkuraatheid van u woord, die standvastigheid van u woord, 'n woord waaroor u waaksaam is om dit tot vervulling te bring. Dankie dat hierdie woord ons erfenis is volgens ons geloof in Jesus Christus, wie selfs die woord van God is. Help ons met God om te kan verstaan, gee ons geopende ore en ontvanklike harte. En mag u deur u Heilige Gees in ons lewens verheerlik word. Ek bid hierdie genade in die kosbare naam, uitmuntende naam, die naam van die Here Jesus Christus. Amen. Nou ja, volk, 'n baie buitengewone geval van met wonderwerk en bonatuurlike intervensies as het 'n opsomming rondom die idee van doop in die boek van Handelinge hoofstuk 8. En ek sal graag daar wil begin. Iemand vra my eendag, wanneer weet 'n mens wanneer jy reg is om gedoop te word? En onmiddellik bring die Heilige Gees tot my herinnering, hierdie skrif wat in die boek van Handelinge opgesom is, rondom die ervaring van hierdie wonderlike man van God, Filippus. So ek is nou in Handelinge 8 en ek lees vanaf vers 26. Dit is nadat Jesus uit die dode opgestaan het, en nadat Jesus die hemelvaartservaring deurgemaak het, en nadat die Pinksterdag die Heilige Gees aan die mensdom verskaf het, en nadat die disippels Judas vervang het, en nadat die Paulus geroep is deur God, hierdie Filippus was nie in die geleedere van die apostels nie, hy was maar net nog 'n diensbare jong man wat geglo het, maar die Here het hom op 'n wonderbaarlike manier gebruik. En wat u nou gaan hoor en sien, as buitengewone wonderwerk wat plaasgevind het. Ons lees saam vanaf vers 26 en dit sê vir ons, en 'n engel van die Here het met Filippus gespreek en gesê, staan op en gaan na die suide op die pad wat afloop van Jerusalem na Gaza. Dit is 'n eensame pad. Toe het hy opgestaan en gegaan, en daar was 'n man van Ethiopië, 'n hofdienaar, 'n staatsamptenaar van Candace, die koningin van Ethiopiërs, wat oor al haar skatte was en na Jerusalem gekom het om te aanbid. So hierdie man was in die Joodse geloofsoortuiging, en 'n baie interessante afwyking is dat
Die ontstaan van die geloofsoortuiging te midde die Ethiopiërs is te danke aan Salomo en die koningin van Sheba, wie se seun wat sy van Salomo gehad het, hierdie geloofsoortuiging uitgevoer het na Ethiopië. Dis maar net 'n kort afwykingkie, ek wil nou nie regtig daar vassit nie, behalwe om dan vir u 'n bietjie agtergrond kennis te gee rondom hoekom hy Jerusalem toegekom het om te aanbid. Hy het gekom om te aanbid, maar hy kom ook in sy hoedanigheid as 'n staatsamptenaar, as die kassier, the treasurer of Ethiopia. En hy was nou klaar met sy wat hy nou as godsdienstige pligte afgelê het. En die skrif sê vir ons, en hy was op die terugreis en het op sy wa gesit en die profeet Jesaja gelees. Toe sê die Gees vir Filippus, gaan daarheen en bly by daardie wa. En Filippus het daarheen gehardloop en hom die profeet Jesaja hoor lees en hy sê aan die Ethiopiër, verstaan u wel wat u lees? So die man was besig om hardop te lees uit die boek van Jesaja. En die man antwoord en sê vir hom, hoe kan ek tog as niemand my die weg wys nie? Toe vra hy Filippus om op te klim en by hom te kom sit op die wa. En die gedeelte van die skrif wat hy besig was om te lees was dit. Soos 'n skaap is hy gelei om geslag te word, en soos 'n lam wat stom is voor die een wat hom skeer, so maak hy sy mond nie oop nie. In sy vernedering is sy oordeel weggeneem, en wie sal sy geslag beskrywe, want sy lewe word van die aarde weggeneem. En die hofdienaar antwoord en sê vir Filippus, ek bid u, van wie sê die profeet dit, van wie of van iemand anders? Van homself of van iemand anders. En Filippus het sy mond geopen en van hierdie skrif af begin en die evangelie van Jesus aan hom verkondig. Nou verlede week het ons gesê, Jesus homself gesê, gaan die ganse wêreld in en verkondig die evangelie en die wat glo en gedoop word sal gered word. So hy verkondig nou dit, hy is besig om gehoorsaam te wees aan Markus 16, en hy neem die geleentheid met die lees van Jesaja, om daar die opsommings te draai, en te wys, dit is Jesus, na wie verwys word. En terwyl hulle voortreis op die pad, kom hulle by water, en die hofdienaar sê vir hom, daar is water, wat verhinder my om gedoop te word? Toe sê Filippus, as u glo, met die hele hart, is dit geoorloof. En hy antwoord en sê, ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is. En hy het beveel dat die wa moes stilhou, en hulle het albei in die water afgeklim, Filippus en die hofdienaar, en hy het hom gedoop, en toe hulle uit die water opklim, het die gees van die Here Filippus skielik weggevoer, en die hofdienaar het hom nie meer gesien nie, want hy het sy weg met blydskap gereis. Nou, dit is 'n absolutely asemrowende verhaal of rekord van die gebeurtenis. Die wonderwerke wat hier betrokke is, 'n engel kom na Filippus, en hy sê vir hom met 'n sterk vermaning, maak jou pad onmiddellik na daardie straat toe, wat tussen Jerusalem en Gaza is, en gaan loop daar is 'n man met wie jy moet gaan praat. Gaan praat met die man, gaan loop reg langs die man se wa. En die tweede ding wat wonderwerk was, onmiddellik nadat Filippus hierdie man in die water geonderdompel het, om hom in die naam van die Here Jesus Christus te doop, terwyl hy nog besig was om die man op te bring, het die Heilige Gees hom fisies weggeruk
'n soort van 'n wegraping, 'n soort van 'n wegvoer, soveel so, toe die Ethiopiese man sy oë oopmaak en rondkyk, toe was daar geen Filippus by die wa, of af van die pad, links of regs, glad geen Filippus. Dis die wonderwerk wat daar plaasvind. Maar die groter wonderwerk was die uitoefening van die geloof om gehoorsaam te wees aan die vermaning wat Filippus aan die man bekend gemaak het, deurdat hy aan hom vanaf Jesaja na Jesus toe gewys het, as die lam van God wat gekruisig was, in die doderyk bestel was, en uit die doodheid opgestaan het, en die vermaning is, maak dit bekend aan die ganse mensdom, wie ook al in my glo, en hulle self in my belê, en hulle self laat doop, sal gered word, en die man sê, kyk, daar is water, hoekom kan ek dan nou nie gedoop word, want ek glo wat jy vir my gesê het, en die manier wat jy die saak uitgeleed van Jesaja af, tot hierna toe, is 'n oortuiging vir my, doop my asseblief, en dis presies wat Filippus gedoen het. So om u te antwoord, wanneer is dit reg en gepas om gedoop te word, moet jy gedoop word nadat jy kategisasie klasse geloop het? Nee, glad nie. Dit sal behulpsaam wees vir die verstand, as die kategisasies klasse loop, ja, maar dit is nie die voorskrif vir die doop nie. Die voorskrif vir die doop is eenvoudig. Glo met oortuiging in jou hele hart in die Here Jesus Christus, en op grond van wat jy glo, laat jouself gedoop word in hom. En as 'n gebaar van gehoorsaamheid, moet daar die doop in water wees. Nou, verlede week was dit vir ons baie oorskynlik geweest dat Jesus geweet het dat Johannes die Doper se beroep oor die volk om na hom self te kom, om gedoop te word tot bekering van hulle verkeerde weë, was 'n vermaning, dit was 'n bevel, 'n verbod van God self. En om God te behaag en God te gehoorsaam is geregtigheid. To please God and to obey God is righteousness. And on the basis of his willingness to please God and to obey God, Jesus himself said, when John the Baptist did not want to baptize him, Jesus himself said, do it, I tell you. I want you to do it because I myself must ensure and want to ensure that righteousness is fulfilled in giving credible attention, hearing and believing God has spoken. Omdat God die ding gesê het vir Johannes die Doper, wou Jesus dit gehoorsaam. Nou, op nog 'n geleentheid in Matteus 24. Ek gaan gou Matteus Matteus 21, maar Matteus 21. En dis die Here Jesus Christus en Fariseërs. Dis die Here Jesus Christus en hulle wat hulle verbeel, hulle is skrifkenners, né? En dit sê vir ons, en hy die Here, toe hy in die tempel gegaan het die owerpriesters en die ouderlinge van die volk na hom, terwyl hy besig was om te leer, en hulle kom na hom toe en hulle sê, deur watter gesag doen u hierdie dinge? Natuurlik het hulle gehoor van die wonderwerk van die vervloeking van die vyeboom wat oornag verdroog het, en van ander wonderwerke wat die Here tot op hierdie punt gedoen het. Dit was hulle besprekingspunt in hulle private oomblikke, maar nou kom hulle met 'n konfrontasie. En hulle sê, hulle vra vir hom, hulle dring daaraan op, sê jy vir ons, deur watter gesag doen u hierdie dinge? En wie het u hierdie gesag gegee? Right, onthou nou, ek praat oor doop. Dat doop deel vorm van wat het vat om gered te word.
So hulle kom nou met hierdie curveball, right? Hulle kom met hierdie curveball. En Jesus antwoord en sê vir hulle, ek sal julle ook een ding vra. En as julle dit vir my sê, sal ek julle ook vertel deur watter gesag ek hierdie dinge doen. Nou, dit is die vraag wat hy vir hulle vra. En hy sê, die doop van Johannes, waar was dit vandaan? Uit die hemel of uit mense? Dat is die vraag wat hy vra. Hy was bereid om hulle te antwoord en vir hulle te sê van waaraf kom sy gesag en wat sy gesag dit was, maar hy sou hulle slegs antwoord as hulle hierdie vraag sou antwoord. Nou vra ek weer, ek sê weer, dis nou wat Jesus gesê het. Die doop van Johannes die Doper, waar was dit vandaan? Was dit uit die hemel of uit mense? En die Bybel sê vir ons, en hulle het by hulle self geredeneer en gesê, as ons sê uit die hemel, dan sal hy ons vra, waarom het julle hom dan nie geglo nie, om self deur hom gedoop te word, is wat ek sal byvoeg daarso. En hulle sê, en as ons sê, dat Johannes die Doper se doop was uit mense gewees, of Johannes die Doper se bediening en doop was uit mense gewees, dan moet ons oppas vir die menigtes, want almal hou Johannes vir 'n profeet. En toe antwoord hulle Jesus en sê, ons weet nie. Ons weet nie of Johannes se doop uit die hemel was, of Johannes die doop uit die mens was nie. En die Here Jesus sê toe vir hulle, dan vertel ek julle ook nie, deur watter gesag ek hierdie dinge doen nie. Nou, ek dink met oortuiging dat u en almal verstaan dat Johannes die Doper se doop vanuit die hemel was. Johannes die Doper was aangestel deur God self. Gaan en wees te midde die mense 'n stem wat uitroep in die wildernis, maak reg die pad vir die koms van die Messias. Dit wat kronkel is, maak dit reguit. Verpletter die berge en lig op die valleie, sê die stem in die wildernis. 'n stem wat daardie boodskap gekry het om te verklaar te midde die volk van God die Vader self. En Jesus, omdat hy erkenning gegee het dat God die Vader Johannes die Doper gemandaat het met daardie boodskap wat hy die volk mee genader het homself deur die gebaar van gehoorsaamheid bewys dat hy enigiets sal doen wat dit kos om gehoorsaam te wees tot die stem van God. As die stem van God deur 'n donkie gespreek word, deur 'n by gespreek word, deur 'n wind gespreek word, deur 'n persoon wat jy nie van hou nie gespreek word, is dit nog steeds die stem van God. En sy opsomming met Johannes die Doper was, doen dit, want dit is goed dat ons geregtigheid laat geskied, en geregtigheid is om God te gehoorsaam. Maar die Fariseërs het hulle self nie laat doop nie. Dis hoekom Jesus vir hulle met daardie vraag vasgevang het. Jy sien, die geregtigheid van die Ou Testament, die geregtigheid van die Jode, die geregtigheid van Johannes die Doper, die geregtigheid van Moses, was 'n geregtigheid gebaseer op jou bereidwilligheid om erkenning te gee, God praat, en dat wat ook al God van jou verg,
sal jy doen. Op grond daarvan word geregtigheid aan jou toegereken. Dus waarom hulle 'n geslote siklus godsdiens gehad het, wat bloedoffers, brandoffers, toewydingsoffers, vredeoffers, klomp verskillende heilige dae se rituele, het hierdie mense uitgevoer en uitgeoefen, sodat geregtigheid aan hulle toegereken kon word op die basis van hulle gehoorsaamheid, die Ou Testament geregtigheid. Maar die Nuwe Testament geregtigheid werk effens anders. Dit is gebaseer op die Ou Testament se beginsels, maar dit werk effens anders. En beide, die Ou Testamentiese wet en die Ou Testamentiese profetiese rede, staan as getuienisdraers dat die Nuwe Testamentiese geregtigheid die geregtigheid is waarvan in Romeine 3 gepraat word. In vers 21 sê dit vir ons die volgende: maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar. So dat is die geregtigheid van die werke van die wette van Moses. En daar is die geregtigheid van die vermaning van die profete wat gehoorsaam moet word. Dan is daar hier die geregtigheid, wat die geregtigheid van God is. Dit word geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan self getuig. Die geregtigheid naamlik van God, deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie. So hier is 'n geregtigheid wat in jou inkom en oor jou inkom, wanneer jy in Jesus Christus glo. Dit is die geregtigheid van God. En wanneer jy in Jesus Christus glo, moet jy ook die woorde van Jesus Christus glo, om daardie geregtigheid te bekom. En so, vir dit gaan ons na Johannes 14 toe. En in Johannes 14 lees ons hier die opsomming. Vers 23 sê: as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar. As jy sy woord bewaar, is hy besig om sy woord te gehoorsaam. En my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. En hy wat my nie lief het nie, bewaar nie my woorde nie, en die woord wat julle hoor, is nie myne nie, maar is van die Vader wat my gestuur het. So hier die woord van God, wie Jesus Christus self is, hy is nie net die Logos nie, hy is ook die Rema. En die Rema is die onmiddellike woord wat relevant is, wat uit hom het voortspreek tot ons situasie. En hy sê vir ons, die bewys dat ons hom lief het, is ons bereidheid om hom te gehoorsaam. En die ding wat hy van ons vra en aan ons voorlê, is dat ons redding afhanklik is van ons glo en ons doop. Ons moet glo en ons moet gedoop word. En dit, my volk, is wat die Here aan ons bekend maak. Dit is wat die Here aan ons bekend maak met betrekking tot sy doop. Die doop wat red. En ek weet, dat is baie mense, as die kerk vas is, mense, hierdie besigheid is nie 'n kerksaak nie. 'n Kerksaak het 'n denominasionale naam of 'n onafhanklike bedieningsnaam. En dit is bestuur, of as 'n bestuurstyl, of as 'n kerkraadstelsel. Maar ek wil vir u vermaan en sê, selfs in kerke, net soos dit vir die Jode was met die Fariseërs, julle tradisies maak dat die woord van God kragteloos is. Maar ek wil vir u sê, die woord van God het krag, daar is krag, om tot die uiterste te red, om te verlos, om te genees, om te troos, om intervensies te bring, om salwings na te laat, om gawes oor te dra. Die woord van die Here het dit, maar die woord van die Here word in ons en jou lewe kragteloos,
Wanneer ons bediening en kerktradisies hoër prys en stel as die aanspraak op ons hart en gewete om gehoorsaam te wees. Want hierdie geregtigheid is 'n gawe. Dis nie 'n verdienste loon nie. The righteousness of God is a gift from God in and upon all who believe in the Lord Jesus Christ. And the Lord Jesus himself says, "Do not tell me that you believe in me, but you do not love my word to obey it." You must follow through and obey the word. Now, I'm not here to bring any condemnation on you. I'm here to provoke you to obey the word of God, to follow through in obedience to the word of God. En so gehoorsaamheid om gedoop te word, doop gehoorsaam. En die redding wat daarmee gepaard gaan. Bless the Lord. Kom ons bid, mense. Kom ons bid, ons eindig af in gebed. Vader in die hemel, ons dankie vir die voorreg om te kan verstaan wat die lering is wat voortspruit uit u heilige woord. Dankie Here Jesus, fisies is u op die regterhandskant van die Vader self, maar op 'n sielkundige en 'n geestelike wyse is u met ons deur die geskrewe woord en die Heilige Gees se teenwoordigheid, waarvan die salwingsaanraking ons oortuig, dit is u waarheid. Wees geseënd, my God, soos u alreeds die geseënde een is oor die hele aarde, en deur u woord en naam is daar redding vir wie ook al op die naam sal roep. Dankie my God, seën u volk, in Jesus naam bid ek, amen.